Alright, ek wil begin met 'n belangrike vraag. Hierdie vraag, kinders, is vir julle, tieners is vir julle, en vir elke ander ou in hier gehoor. En ons het nou 'n lied gesing wat oor dit gaan. U is my God in donker tye, as geloof en hoop getoets word. En dis so great, Karel, dit was so in lyn met ons kommunikasie vanmôre. Dis regtig in lyn gewees. Hier is die vraag. Kan jy optree asof God by jou is? Selfs al voel dit of hy jou verlaat het. Dis 'n groot vraag. Kan jy optree asof God by jou is, selfs al voel dit vir jou God het jou verlaat? Want in hierdie lewe gaan daar tye kom wat jy dalk so kan voel, en dis net voel, want ons weet, God gaan ons nooit verlaat. Hy het gesê, hy sal ons nooit begewe, ons nooit verlaat nie, maar hoe ons voel, gaan partykeer so wees. Ons gaan partykeer voel, waar is God nou in dit alles? So kinders, is julle reg vir 2 stories. 2 stories wat ek wil vertel, maar voordat ek dit doen, kom ons toets julle kennis gou-gou. So vir die kids, ook nou kids. Tieners, ek kom, relax, ek is op pad. So daar was 'n oom gewees, sy naam was die vader van geloof, sy naam was Abraham. En oom Abraham het 'n seun gehad. Wat was sy naam? Close, maar is nie Dawid nie. Isak. Yes, so Abraham het 'n seun gehad, sy naam was Isak. En dit was sy oudste seun gewees. Tieners, wie was Isak se oudste seun gewees? Julle gaan nou moet share. Dit was 'n strikvraag, nee, 'n bietjie 'n triekvraagie, want Abraham, Isak en Jakob. So Esau, hulle was 'n tweeling, en Esau was eerstegebore. En toe kom Jakob. Abraham, Isak, Esau, Jakob. Hoe kon sê Jakob was die eerste? Ek dink verkeerd. Hy sê, laat ek nou begin twyfel. Alright. So Abraham, Isak, Jakob, vir die volwasse gehoor, het 12 seuns gehad. Wie was sy favourite? Wie het dit gesê? Wie? Daar agter, hier kom hy. En ja! Lekker. Alright, so hierdie is belangrik, onthou die vraag wat ek gevra het. Kan jy optree asof God by jou is, selfs al lyk dit of hy jou verlaat het? Hier is die storie, kinders. Hier gaan die storie. So, ons het vir Abraham, ons het vir Isak, ons het vir Jakob, ons het vir Josef. En julle onthou die storie, nee. Josef was wie se seun gewees? Jakob se seun. So Josef was die wit broodjie. Hy was die blue eye boy. Hou julle van wit broodjies? Hou julle van wit broodjies? As julle die wit broodjie kan wees, gaan julle van hou, nee. So ons het vir Abraham, Isak en Jakob, en Josef is daar, en Josef is 'n bietjie van die wit broodjie, en hy sy pa se blue eye boy, en sy pa sê vir hom, Josef, gaan kyk hoe gaan dit met die seuns. Gaan kyk wat maak hulle, en dit lyk vir my asof Josef so bietjie van 'n klikkie was. Klikkie. Wie van julle, het julle klikkies in julle gesinne? Alright, wag, ons gaan nou praat oor vrede en vergifnis. So Josef sal tipies by sy pa kom en hy sê vir pa sê, pa kan nie glo wat hulle alweer doen nie. Hulle is nou weer besig met hierdie, en hy het lekker nuus aangedra van sy boeties. En dit het gemaak dat sy boeties nou nie van hom gehou het nie. Toe niks van hom gehou nie.
Inteendeel, daar was 'n rede hoekom die boeties ook nie van hom gehou het nie, want Josef het gesê, ek het 'n droom gehad, dat julle voor my gaan buig, en julle gaan voor my kniel, en my herken as julle leier. Dis die jongste boetie gewees, en hulle het niks daarvan gehou nie. En dan gaan 'n bietjie terug na Abraham, Isak, Jakob. Jakob en wie was boeties? Jakob en wie? Esau was boeties. Esau, Jakob. Esau Antoinette was eerste gebore. Ek kan nie glo nie. Die teoloog hier voor my. OK, die eerste boek van die Bybel is Genesis. Genesis, Exodus, Levitikus, en in Genesis lees jy van hierdie storie. Alright, goed. So Esau, hier's die ding. Het jy geweet dat as jy wie van julle is eerste gebore? Alright. So as jy eerste gebore is, hier's 'n groot voordeel wat jy gehad het. Jy het die meeste geërf. Jy het baie keer tot 2/3 gekry. 2/3, jy het dubbel geërf die dag as jy eerste gebore was. Het jy die meeste van die goed gekry, geld wat eendag as mamma en pappa nie meer daar is nie, het jy het gekry. Maar behalwe vir dit, jy was ook die patriarg gewees, die leier van die familie. As jy eers gebore was, die dag as jou pa nie meer daar is nie, daai dag het jy die patriarg geword. Jou pa het dan vir jou gesê, vanaf neem jy leiding, en mense moes gekom het, die hele familie moes gekom het, hulle moes groot besluite met jou kom toets het, en jy moes besluit het, jy was leier, jy het baie seggenskap gehad van wat in die familie aangaan. So hierdie was 'n big deal, het gegaan oor geld, en besittings, en grond, en het gegaan oor leierskap. So Esau was net die oudste, as tweeling, Jakob was tweede gewees. OK, terug na die storie van Josef toe. Josef gaan kyk hoe gaan dit met sy boeties. Jakob stuur hom, sê gaan kyk hoe gaan dit met boeties. Nou kom Josef daar en die boeties staan daar in die veld, en terwyl die boeties daar in die veld is, sê hulle, kyk wie kom hier aan. Ou klikkie. Daar kom hy, die snitch. Hier kom hy. Die een wat sê ons gaan voor hom buig. Die een wat sê ons, hy is so belangrik, pa se blue eye boytjie, die wit broodjie. Hier kom hy. En hulle sê, kom ons raak van hom ontslae. Hulle het nie net van hom gehou nie, hulle het hom inteendeel gehaat. Hulle sê, kom ons maak hom dood. En een van die boeties dink, dis dalk 'n bietjie erg om hom dood te maak, en hy sê, wag, ouens, dalk moet ons hom nie doodmaak nie. Julle onthou die put wat leeg is, wat nie meer water in het nie, 'n diep put. Kom ons vat daai put en ons gooi hom in die put in. Totdat ons 'n plan kan maak van presies wat ons met hom gaan doen. En nou gooi hulle vir Josef in die put in, en dit gebeur toe presies so, dat terwyl hulle hom in die put gooi, toe sien hulle daar van ver af, kom ouens op kamele aangery, so deur die woestyn, en terwyl hulle so met die kamele kom, sien hulle, hierdie ouens is ouens wat handelaars is, hulle koop en verkoop goeders, en een van die goed wat hulle koop is mense, en hulle verkoop hulle as slawe. En hulle sê, ons het 'n blink plan, in plaas daarvan om ons boetie dood te maak, waarom gaan ons nie net eerder, en ons gaan verkoop hom as 'n slaaf nie, maak ons hom daarom nie dood nie. Groter liefde as die ken geen mens nie. En hulle besluit, OK, ons gaan hom verkoop. Haal hom uit die put uit. Hulle sê, kom ons vat sy kleed by hom, want ons gaan vir pa storie moet vertel. Ons kan nie vir pa vertel ons vir Josef verkoop nie. Hoe verkoop jy jou boetie en vertel? Het een van julle al oorweeg om julle te verkoop? Tieners het al. Ek kan verstaan, toe Isak die offer gebring het, Abraham vir Isak geoffer het. Nee, Antoinette, jy het dit reg so. Abraham het vir Isak geoffer. Hulle sê, toe was Isak om en by 'n tienerseun gewees. Ek wil net sê, ek verstaan dit. Ek verstaan dat jy bereid is om 'n seun te offer as 'n tienerseun. So op 16, 17, dan is hulle offerbaar. So kom ons, hulle haal hom uit die put uit, hulle verkoop hom aan hierdie ouens met die kamele, dan word Josef vasgemaak met toue. Agter sy hande maak hom vas met toue, en hulle maak hom vas agter die kameel, en hier loop Josef deur die woestyn, sy boeties het sy klere gevat, so, ek dink die son het hom stikkend gebrand daar in die woestyn, en loop hy, en hy dink, wat gaan vir my word?
Josef weet net een ding, die lewe wat hy geken het, tot nou toe gaan hy nooit weer nie. Hy gaan nooit weer hierdie lewe hê nie. Hy is onseker, gaan ek dit maak deur die woestyn? Gaan ek lewendig aan die ander kant kom? En as ek aan die ander kant kan gaan kom, gaan hulle my verkoop as 'n slaaf, en aan wie gaan hulle my verkoop? En wat gaan van my word? Hoe gaan lewe wees as hulle my verkoop het? En die boeties vat die klere, en hulle gaan slag 'n dier, en hulle druk dit in die bloed van die dier, en hulle vat hierdie klere, en hulle gaan gee dit vir pa, en sê, pa, 'n wilde dier het vir Josef opgeëet, ons is so jammer, Josef is dood. Hier's Josef, loop hy agter die woestyn, agter die kameel in die woestyn, en hy weet sy lewe is verby, die lewe wat hy geken het. Maar Josef het altyd geleef asof God met hom is. Selfs al het dit gelyk of God hom verlaat het. Dan kom Josef, hy maak dit Egipte toe. Hy's daar in Egipte land, nou is hulle daar besig, hulle so op 'n verhoogie gesit, en nou moet hulle daar staan, nou begin mense te sê, ek gee R1000 vir hom, ek gee R2000, en dan word hulle verkoop as slawe, en Josef word verkoop aan 'n man met die naam van Potifar. Potifar was 'n kaptein gewees in die weermag. Hy was 'n belangrike man. Hy het geld gehad. Hy kon 'n slaaf in sy huis bekostig het. Dit was net die ryk mense wat slawe in hulle huis gehad het. Dis hoekom Antoinette my as 'n slaaf in die huis gebruik. Ons kan dit nie bekostig nie. Ek het al gewonder of ek vir Karel kan nader trek, maar hy is onbekostigbaar. So Nou word hy vir Potifar, en Potifar het hom geloof, want Josef het gelewe asof God by hom is, selfs as dit gelyk het of God gelaat het. Die probleem is, daar was 'n tannie Potifar. Tannie Potifar het ook vir Josef gelyk, maar anders as oom Potifar. En sy sê vir hom, boetie, kom jy laat ek jou druk. Hy sê, tannie, ek dink jy is nou ongeskik. Sy gryp sy klere, sy pluk dit van hom af, en sy sê, hoe durf jy my weier? Hoe durf jy vir my nee sê? En weet julle wat doen sy? Sy gaan kla Josef aan, by 'n man, en sê, 'n man, Josef het by haar aangelê. En Potifar is woedend. Hy's kwaad. Kan nie glo wat gebeur het nie. En hy vat vir Josef, en hy gooi vir Josef in die tronk. Nou kan ek net vir jou sê, ouens, as jy daai tyd in die tronk gegooi was, het jy nie gewag vir 'n verhoordatum nie. Jy het nie gewag dat jou prokureur opdaag nie. Jy het vir altyd net gewag. Hier's Josef in die tronk. Maar Josef het geleef asof God met hom is, selfs al het dit gelyk of God hom verlaat. Nou met dit in gedagte, kom ek lees vir julle net 'n kort skrifgie uit die Bybel uit. Regterkant bo kry. Ok, ek het nie my bril aan nie. Antoinette sê altyd, sit net jou bril aan, want mense gaan dink jy kan nie lees nie. So hier gaan ek my beste poging sonder my bril. As ek net kan sien. Genesis 39. Ek dink, en ek praat korreksie, maar dit lyk soos vers 21. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Nou ek weet nie van julle nie. As die Here by my is, en ek beleef sy troue liefde, wil ek nie 'n goeie verhouding met die tronkbewaarder hê nie. Ek wil pleinweg nie in die tronk wees nie. Want as God by my is, en ek beleef sy troue liefde, dis die een plek wat ek nie wil wees nie. Maar Josef
Josef het geleef asof God by hom is, selfs al het dit gelyk of God hom verlaat het. En hier in die tronk is Josef. Mense het van hom vergeet. Farao, wie was Farao gewees? Weet julle, Farao was soos die koning. Hy was in beheer van die land. Hy was die Egiptenaar. Hy was die groot baas van Egipte. En almal was bang vir hom. En Farao kon net 'n woord spreek en dan maak hy mense sommer links en regs dood of hy gooi hulle in die tronking. Farao. En behalwe vir dit het Farao, was hy soos 'n god gewees. Farao het gedink hy was God en mense moes hom aanbid het en gesê het hy is God. Hy's nie net 'n koning, hy's God. So hier's Farao en Farao trek sy kuite styf vir 'n paar ouens wat vir hom werk, want die skinker en die bakker maak hom kwaad en hy gooi hulle albei in die tronk. En wie het in die tronk eventually uitgekom? Die skinker. Maar hulle het 'n droom gehad. Nee, die skinker het gedroom en hy kom daar en hy sê hy het hierdie droom gehad. Hy weet nie wat hierdie droom beteken nie. En Josef hoor van dit en Josef sê, "My God, kan die droom vir my sê wat dit beteken?" En Josef het daaroor gaan bid en met God daaroor gepraat. En dan sê hy, hier's wat jou droom beteken. Jou droom beteken, jy gaan in die huis van Farao herstel word. Jy gaan weer 'n skinker in die koning se huis wees. En so waar dit gebeur, hy's weer 'n skinker in die koning se huis. En Josef sê vir hom, onthou net een ding, as hierdie droom waar word, en as jy herstel word in Farao se huis, dink aan my. Moenie van my vergeet nie, dink aan my, want almal het van hom vergeet. Niemand het geweet hy is in die tronk nie. Sy familie het nie geweet waar hy is nie. Niemand het van hom geweet nie. Dink aan my. As jy uitkom, dink aan my. En 2 jaar gaan verby. Hierdie ou vergeet heeltemal van hom. 2 jaar gaan verby. Farao het 'n droom. En Farao droom. En hy weet hierdie droom moet iets beteken. Hy weet net nie wat nie. En dit pla my. Hy loop in die dag en hy dink oor hierdie droom. Wat kon hierdie droom beteken? Wat kon hierdie droom beteken? En dan uiteindelik sê hy, is hier niemand wat hierdie droom vir my kan uitlê nie? En dan sê die bakker, die skinker. Die bakker kon nie meer sê nie. Die skinker sê, Farao, ek weet van iemand. Ek was in die tronk en ek het 'n droom gehad en hy het die droom uitgelê en hy het gesê dat ek herstel gaan word in my posisie. Ek gaan weer vir die koning wyn skink en hier is ek. En Farao sê, wie is hierdie man? Sê Josef. En hier is die wagte. En die wagte stap daar in die tronk in en hulle skree, Josef! Waar's Josef? Josef! En ek kan net dink hoe Josef hoe bang hy moes gewees het, nê? Want hulle kon jou tereggestel het. Al was dit nou sy oomblik wat hulle gesê het, time's up, ons gaan van jou ontslaa raak. Maar Josef het geleef asof God by hom was, selfs al het dit gelyk of God hom verlaat het. En dan sê hulle, Josef, Farao soek jou. En dan sê hulle, Josef, jy moet Farao se droom uitlê. En dis 'n lang storie oor, Farao wil hom eintlik vertel wat hy eers gedroom het nie, want dan sê hy, ja, maar dan kan jy storieetjies opmaak. So jy moet vir my sê, en so waar, hy sê, ek hoor jy kan drome uitlê. Josef sê, ek kan nie drome uitlê nie. Maar my God kan vir my sê waaroor hierdie droom gegaan het. En die mense in die paleis snak na hulle asem. Weet julle hoe snak 'n mens na mense asem? So. Kom ons gaan, 1, 2, 3. Hulle kan nie glo wat Josef sê nie. Want hoekom? Want Farao self dink hy's God. En Josef sê, my God kan, jy's nie God nie, my God kan, en die ouens wil net daar vir Josef gryp en hom doodmaak. Hoe durf hy? En Farao sê, nee, wag, hierdie droom is my belangrik. Ek wil hoor wat hierdie droom beteken. En dan sê Josef vir hom, dis wat jou droom beteken, Farao. Daar gaan 7 jare kom van oorvloedige oes. Die lande gaan kreun onder die oes van koring en alles wat ons gaan plant, gaan incredible wees vir 7 jaar lank. Maar Farao, dan gaan daar 7 jaar van hongersnood kom, droogte, niks gaan groei nie. Egipte land gaan 'n droogte beleef soos nog nooit van tevore nie. Selfs die lande om Egipte gaan droogte en hongersnood beleef. En toe doen Josef iets ondenkbaar. Hy besluit, ek gee sommer vir Farao 'n bietjie raad ook. Hy sê, Farao, so hier's wat jy moet doen. Soek vir jou 'n goeie administrateur.
Iemand wat 'n projekbestuurder is. Iemand wat hierdie projek kan dryf. Jy moet 'n briljante ou kry. Hy het 7 jaar, die klokkies. Hierdie ou moet gaan bou. Hy moet 'n store bou en dan gaan jy en jy belas die hele volk. Enigiemand wat plant, enigiemand wat oes, vat 20% van hulle oes, sit dit in die store, gaar dit op in die store en na 7 jaar gaan mense uit Farao by jou begin terugkoop. Hierdie oes wat jy ingesamel het oor 7 jaar en Farao, jy sal die rykste mens in die wêreld word as gevolg van dit. Hy sê Farao, maar jy moet vinnig maak, die horlosie hardloop en jy het 'n briljante persoon nodig wat van die oggend tot die aand hierdie ding droom, eet, slaap, is al wat hy moet dink en doen. Jy het net 7 jaar om hierdie ding te draai. En Farao kyk so vir Josef. Hy sê Josef, jy's die een. Jy's die een wat dit moet doen. En in 1 dag herstel die Here Josef van 'n tronkvoël na tweede in bevel van 'n land. En Josef begin daai silo's te bou. Die koring kom in en hulle word belas. En hulle groei, die lande dra en toe is dit die droogte. Na 7 jaar, soos presies soos Josef gesê het. 2 jaar in die droogte in. Toe's Jakob, onthou Jakob was Josef se pa. Jakob en sy boeties, daar's ook hongersnood by hulle. En nou moet hulle Egipte toe gaan. Woord het gekom, in Egipteland is daar koring, gaan koop in Egipteland koring. Nou kom Jakob se boeties Egipteland toe, en hulle staan voor Josef, en hulle herken nie vir Josef nie. Maar Josef herken hulle, en hy sien hulle, en hy weet dit is hulle. Hulle weet nie is hy nie. En skielik onthou hy alles, ouens. Josef onthou hoe dit hulle hom vasgemaak het met toue en hulle het hom agter 'n kameel aangesleep deur die woestyn. Hy onthou hoe sy boeties hom in die put gegooi het, oor hom gespot het, gelag het. Moet ons hom doodmaak? Wat moet ons met hom doen? Hy onthou, hy het hulle gehoor. Hy het gesien hoe hulle geglimlag het vir mekaar en ge-high five het toe die kamele hom daar wegvat. Hy onthou hoe dat hy as 'n tienerseun so bang was, so beangs was. Hy het onthou die vrees in sy hart. Hy gaan verkoop word as 'n slaaf. Sy pa se blue-eye boy skielik 'n slaaf. En hoe gaan dit wees as hy verkoop word? Hy onthou hoe dat hy in die tronk onregverdig beland het. Hy onthou hoe hy daar gesit het nagte om en hy onthou hoe dat hy geleef het asof God hom is. Al het dit gelyk of God hom verlaat het. Maar daar was nog iets wat Josef onthou. Josef het 'n storie onthou uit sy kinderdae. 'n Storie wat oor en oor vertel is. Ons lees van dit in die Bybel. Generasies oor was hierdie storie vertel en hy het groot geword met hierdie storie. En hierdie storie gaan oor die dag toe oom Esau sy pa Jakob se lewe gespaar het. Ken jy die storie? Oom Esau, Jakob se lewe gespaar. Kom ek vertel net gou-gou. Esau en Jakob, dit was 2 totaal verskillende tieners gewees. Esau, wie van julle hou van jag? Die tieners hier. Okay, wie van julle hou van kos maak? Okay, jy hou van jag en kos maak. So, dis lekker, dis 'n goeie kombinasie. Esau was 'n jagter. Van jag, hy het van visvang gehou. Jakob was 'n chef, 'n master chef. Ken julle master chef? Hou julle van kos maak? Wat is julle gunsteling kos? Pannekoek. Mac and cheese, wie sê mac and cheese? Mac and cheese, julle gunsteling. Lekker. So, Josef maak as ons nou by Jakob, hy maak 'n groot pot lensiesop. Esau is vir dae lank in die veld, soek 'n dier wat hy wil jag. Daai tyd het hulle nou so lekker skietgewere gehad nie, dit het 'n bietjie anders gegaan en dit het 'n bietjie langer gevat. Nou kom hy aan by die huis, hy kon niks in die veld kry nie, hy is honger en hy's moeg en hy's 17 jaar om en by oud en hy stap in 'n tienerseun en ek wil net sê 'n tienerseun wat jonk en moeg is 'n ongeskikte ding. Ek het 'n tienerseun gehad, hy het my die huis uitgevreet. Dis Daniel. As jy jonk en moeg is. Nou kom hy en hy sê vir sy boetie, "Hey,
Hey, gee my 'n bietjie van jou lekker sop wat jy gemaak het, en sy boetie dink, my ouer broer wil iets by my hê. Hoe gaan wat gaan ek uit hierdie ding uitkry? Ek moet 'n bietjie onderhandel. En hy sê, okay, ek sê wat, jy kan van dit kry, maar ek wil eers geboortereg hê. Jy onthou, dit is wanneer jy dubbel erf, jy word die patriarg, jy word die leier van die familie. Hy sê, ek soek dit, jy moet dit vir my gee, dan kan jy vir my sop kry. Tipies 'n tienerseun. Ja, whatever, jou net. Dan deel gee net vir my. Hy het dit glad nie bedoel. Hy wil net sop gehad het. Julle weet mos, ja, whatever, go for it, gee vir my. Nou het hy sy sop. Nou word hulle eventually groot. En mamma sê vir Jakob, luister seuna, pa is op sy einde. Pa gaan vir julle kom seën. Nou daar was 'n amptelike seremonie gewees waar pa die kinders sou seën as hy nou nog geleef het, as hy op so ouderdom was, en dan sou hy gesê het, my seun, ek dra op jou oor. 2/3, die oudste, nê? 2/3 van wat ek besit, dis nou joune, jy word die patriarg van die familie, en dan sê hy vir elke een dit wat oorgebly het vir hulle uitgedeel, maar dit het gepaard gegaan met 'n seënproses waar hy sy hande op hulle sou lê, hulle sou seën. Maar hier's die ding, hierdie seënproses was so goed, jy het 'n kontrak geteken voor 'n patriarg. Was 'n done deal, was vasgemaak, dit was legal gewees. Jakob se ma sê, trek gou vir jou diervelle oor jou arm, sodat jou arm so hard gebrand sal voel, soos Esau se, en gaan in en maak vir jou pa kos, en gaan sê vir hom, jy's hier om jou seun te ontvang, want op daai stadium het Isak nie meer lekker gesien nie, hy was half blind gewees, so hy stap daar in, Jakob stap daar in, en hy sê, pa, ek is hier om geseën te word, wie is jy? Ek is Esau, pa. Esau? Jy klink soos Jakob. Kom jy laat ek voel hoe jy voel, en sy pa gaan na hom toe, en hy vat hom so aan sy arms, en hy voel die diervelle wat so op sy arms is, en hy sê, jy voel soos Esau, maar jy klink soos Jakob. Sy pa is Esau, en pa gaan en hy seën vir Esau. Ag, vir Jakob. Seën vir Jakob. Kry 2/3 van alles wat Isak het, en hy word die patriarg en alles. Net so rukkie daarna, hier daag Esau op. Hy het kos gemaak, hy het gaan jag en vir sy pa kos gemaak. Hy bring die kos, hy sê, pa, ek is hier om geseën te word. Pa sê, wie is jy? Ek sê, Esau, pa. Kan nie wees, Esau was nou net hier. Die een wat voor jou was, het gesê, hy is Esau. Sê, pa, ek is Esau, ek is hier. En Esau weet, Jakob het hom gekil. Sy pa sê, ek kan dit nie herroep nie. Ek kan dit nie omdraai nie, dit is legal, dit is verby. Kan dit nie omdraai nie. En Esau is woedend vir Jakob. Hy is kwaad vir hom. En Esau besluit by homself, as pa die dag dood is, gaan ek vir Jakob doodmaak. Ek sal nie onder my boetie buig nie. Hy sal nie die patriarg word nie. Hy sal nie alles ontvang en kry nie. Isak kom op sy einde. Woord kom by Jakob uit dat Esau gaan hom doodmaak as pa sterf. En Esau vlug. Ek check net of julle luister. Jakob vlug na sy oom toe. Wie weet wat sy oom se naam was? There you go. Vir 20 jaar bly hy daar. Trou eers met lelike Lea en toe met mooi Rachel. Kan jy dink, hy het 4 vrouens gehad. 4 vrouens. Luister boys, 1 vrou is genoeg. My huidige vrou wat ek het, is meer as genoeg. In 'n positiewe sin, meer as genoeg. More than enough. Alles baie positief, Engel. Nou, 20 jaar later, Here het vir Jakob geseën, was goed geweest, sy familie het gegroei, mense wat vir hom werk het gegroei, vermeerder, sy vee het vermeerder, hy was uitermate geseën. 20 jaar later sê die Here, trek terug na jou geboorteland toe.
ek sal met jou wees. En Jakob dink by homself, as die Here nie met my is nie, en ek kry my boetie soos wat ek hom gelos het, gaan hy my verseker doodmaak. Hier gaan Jakob met sy familie, met sy diere, met alles wat hy besit het, en hy gaan terug na sy geboorteland toe, waar hy gebly het. En op pad soontoe moes woord by Esau uitgekom het, dat Jakob op pad is, want die volgende oomblik kom Esau hom tegemoet, met 400 man. Dis 'n klein army. 400 man. En Jakob kyk en hy besef hier's groot moeilikheid, en al die familie kyk en hulle besef hier's groot moeilikheid, en in daardie oomblikke weet hulle, lewe en dood, en ons toekoms lê in die hand van wat Esau nou besluit. Wat ook al Esau besluit, met ons gaan gebeur, gaan gebeur. En Jakob het sy familie laat agterbly, en hy het vooruit gestap, en hy het 7 keer gebuig op pad vorentoe, buig hy weer voor sy broer, 7 keer buig hy, en almal staan met angs, en gespanne, jy kan hoor hoe mense se harte in hulle borse klop van benoudheid, want wat gaan nou gebeur? En dan sien jy hoe dat Esau sy boetie Jakob tegemoet hardloop. Groet hom, trek hom, trane loop, vergifnis en genade vloei. Josef onthou wat sy boeties met hom gedoen het. Maar hy onthou ook die dag toe hom Esau genade gegee het. Toe hom Esau, die feit dat hy asemhaal, is as gevolg van die dag wat hom Esau sy pa en sy familie se lewe gespaar het. Hy onthou dit ook. En in daardie oomblik gee Josef ook genade vir sy boeties. Hier is die bottom line van die storie. Somtyds gaan dit voel asof God nie daar is nie. En dit is net 'n gevoel. En my vraag aan jou is, sal jy aanhou leef asof God daar is? Selfs al voel dit nie so nie. Tweede punt. Wat ons doen en hoe ons optree, vaders op Vadersdag, hoe ons optree, gaan ego in 'n volgende generasie in. Niggies en neefies en kinders en vriende en familie gaan onthou hy opgetree het, veral in jou krisistyd, veral in jou moeilike tyd. Hulle gaan onthou, hulle gaan sien, hulle gaan weet hoe ons vandag nou leef, gaan voortleef met ons kinders en almal wat ons ken. So 3-4 jaar terug bel WhatsApp, eintlik Facebook, ou wat saam met my op skool was, in die hoërskool, en hy sê nie, jy was die eerste ou wat ek vertel het, wat ek wil vertel. Ek het onlangs my hart vir die Here gegee, en een van die redes hoekom ek dit gedoen het, is, ek het onthou hoe jy geleef het die dag toe jy gesê het, jy het jou lewe vir die Here gegee. Hoe ons leef, ego, in 'n gemeenskap, en in 'n volgende generasie in. Vandag op Vadersdag wil ek vir jou vra, wat is dit wat jy doen, wat jy reg doen? Hou aan om dit te doen. Wat is dit wat jy dalk moet sê, Here, help my om dit te verander? En kan jy leef asof God by jou is, selfs al lyk dit of hy jou verlaat?